as ek nou nie God voel nie, dinge in my lewe werk nie uit nie, dit lyk nie of daar deurbrake is nie, maar God is nie so nie. As hy sê hy is goed, hy is liefdevol, hy is versorgend en hy is getrou, verander hy nooit nie. Want emosies is verskriklik onvoorspelbaar. Emosies is eintlik iets waarop jy nie kan staatmaak nie, maar hou aan die Here loof in daai tyd, of jy nou lus voel of nie. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ons praat hierdie maand oor waarvoor is jy geskape? Hoekom het God jou geskape? Wat is jou skepingsdoel? Wat is die rede vir jou bestaan? En ons het môre gepraat dat die hoofdoel van ons bestaan is om God te aanbid met my hele lewe, maar ook met my aanbiddingssang. En die twee moet hande vat. Dis vervleg met mekaar. Die een help die ander een en ek kan nie sonder die ander ene wees nie. Maar julle, dit is regtig so. Ek is geroep om 'n lewe van aanbidding te lewe. Ons kom nie net Sondag om te kom aanbid nie. Ons moet ons hele lewe as aanbidding beskou. Hoe ek my kinders grootmaak, hoe ek my werk doen, hoe ek my finansies hanteer. Ons het 'n grappie gemaak waarom te sê hoe ek eet, hoe ek Ozempic spuit, al daai goedjies, né? Alles moet die Here verheerlik, alles wat ek doen. My lewe is een groot halleluja, is dit nie so nie? Ek het nie net halleluja op 'n Sondag nie, my hele lewe is halleluja. En ek loof en prys die Here. My linkervoet sê halleluja en my regtervoet sê amen. Halleluja, amen, halleluja, amen. Dis hoe ek lewe, nee, dis net hoe ek die lewe benader. En dit is hoekom ons geroep word om God vreugde te gee. Ons is nie die middelpunt van ons lewe nie, hy is die middelpunt van ons lewe. En ons is geroep om in 'n verhouding met hom te staan, maar in hierdie verhouding wat ons met hom het, wanneer ons hom aanbid en hom ken en naby hom lewe, kom maar tye dat voel God is ver. Dat dit voel God is ver, en dis waar ek vanaand met jou wil praat. Daar kom tye dat jy voel God is ver. En ek verstaan dit ook nie. Dis nogal 'n ervaring wat groot godsmanne en vroue het, wat hulle sê, hulle deur 'n seisoen gegaan en hulle kan dit glad nie verklaar nie, dat God ver voel op 'n manier. Daar's niks noodwendig verkeerd in hulle lewe nie, maar God voel ver. En hoe hanteer ek sulke seisoene? Want dit is nie lekker om te voel God is ver nie. En ons kan na die ouens se geskrifte gaan kyk van jare gelede, die ou kerkvaders, hierdie manne wat regtig helde vir die Here was, dat hulle baie keer gesê het, daar kom sulke tye in ons lewe. En in die Bybel sien ons dat mense het ook hierdie ervaring gehad. Nou, dit gebeur oor 'n paar redes. Hoekom kan God ver voel? Ek dink ons kan deur moeilike tye gaan, oor werk, oor moeg, ons moet klomp probleme hanteer, ons het 'n klomp terugslae in die lewe gehad, dinge het nie uitgewerk soos wat ons dit wou gehad het nie. Baie keer is ons geestesgesondheid nie op die plek waar dit moet wees nie. En julle moet vandag weet, ons praat nie baie daaroor in die kerk nie, maar ons moet daaroor praat ook. Ek moet na my geestesgesondheid kyk, wat in my binnewêreld aangaan. Ek moet weet waar ek is en waar staan ek in die lewe. As my geestesgesondheid nie lekker is nie, kan God ook ver voel. Nou, Dawid het byvoorbeeld dit geken, is een van die Bybelse figure. Dan Psalm 43 vers 2 sê hy, net U is my skuiling, my God. Maar waarom verstoot U my dan? Hy sê, Here, dis nou nie dat ek nie my skuiling maak nie. Ek maak nie my skuiling. Maar hy het hierdie ervaring, God verstoot hom. Het God hom verstoot? Nee, hy het dit gevoel. Hy het gevoel God verstoot hom. Psalm 88 vers 15 sê hy weer, Here, waarom verstoot U my? Waarom verstoot U my siel? Verberg U aangesig vir my. Hy het die ervaring, Job het dit gehad. In Job 23 vers 3, vers 8 en 9, lees ons dat Job sê, Here, ek gaan na die ooste en ek kry U nie, ek gaan na die weste en ek vind U nie, ek gaan na die noorde en ek weet nie waar hy is nie, ek gaan na die suide en ek kry net in daai moeilike tyd wat hy was. Voel dit vir hom, hy kry die Here nêrens nie. Sy lewe is deurmekaar, maar dit voel hy kry die Here nie. Dit voel of God net ver is. En dan Jeremia in Klaagliedere 5 vers 20, dan sê hy,
waarom sou U ons vir altyd verstoot? Waarom sou U ons vir altyd verstoot, Here? Ek bedoel, hierdie ouens is ouens wat die Here ken, hoor. Hierdie is ouens wat 'n pad met God geloop het, maar tog voel die Here vir hulle ver. En nou wil ek jou vra vanaand, as ek in daai situasie kom, ek het dit al beleef, ek wil net sien, net by wyse van naamstuk, wie het al so gevoel? Okay, dankie, julle kan jou aan dit sak. Ek was so bekommerd, dis net ek vanaand, maar ek het ook al so gevoel. As jy vir iets gebid het en dit het nie gebeur nie, en jy weet net op hierdie stadium, ek verstaan nie hierdie ding nie. Ek weet God het my lief. Ons weet nie altyd waarom dit gebeur nie, maar soms voel ons dit net. So die eerste ding wat 'n mens moet doen wanneer God ver voel is, doen sondebelydenis. Doen so 'n bietjie introspeksie, want partykeer is dit die beginpunt. Dis die eerste plek waar God ver van 'n mens af voel. En daarom sê Jesaja 59 vers 1, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En partykeer voel ou ver van God af, omdat jy nie op die plek is wat die Here wil hê nie. Kom net terug na die plek toe, sê Jesus, ek is jammer, kom op jou knieë, vra vergifnis, maar ontvang dit ook met geloof en sê, dankie Here, U het my vergewe. 1 Johannes 1 vers 9 sê, hy sal ons vergewe en van alle ongeregtigheid reinig. Baie mense vra die Here om vergifnis, maar hulle aanvaar dit nie. En dan voel hulle altyd die Here is ver. Aanvaar dit wanneer die Here jou vergewe het en jy vergifnis gevra het. En wees iemand wat in die vryheid en die vergifnis van die Here wandel as jy dit van hom gevra het. En kies dan God se regte pad. Moenie die pad kies wat lyk na die lewe nie, maar die uiteinde daarvan is die dood nie. Sê Spreuke 14 vers 12. Kies dan die pad van die lewe. Bly naby die Here. So dis die eerste ding wat ons altyd vir mense aanbeveel is om te sê, is daar iets tussen jou en die Here? Dit is nie noodwendig so nie, maar dis 'n goeie plek om te begin. Jy moet onthou, dit is soos 'n ou wat jy sê, kom kyk na my motor, dan sal hy sê, kom ons kyk na 'n paar goed, ons gaan 'n paar goed net elimineer. So, die eerste ding wat jy na kyk is daar iets tussen my en die Here, en ek wil dit weg. Maar die tweede ding, as jy nou weet, my verhouding met die Here is intact. Ek is lief vir die Here, ek is naby hom, daar's niks wat skeiding maak tussen my en die Here nie. Hoe hanteer ek hierdie situasie? As ek nou nie God voel nie, dinge in my lewe werk nie uit nie, dit lyk nie of daar deurbrake is nie. Die tweede ding wat ek moet doen is, ek moet God se karakter vertrou. Ek moet weet, dat al sien ek nie sy hand in my omstandighede nie, kan ek sy hart vertrou oor my lewe. Kyk wat sê Deuteronomium 31 vers 8, hy sal jou nie in die steek laat nie. Die Here sal vir jou uitgaan, hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie. En Hebreërs 13 vers 15 herhaal dit net. Hy sê, hy sal jou nooit verlaat nie. En ek vertrou sy karakter al voel ek hom nie, al sien ek nie goed in my lewe verander nie, al sien ek nie die uitkoms in die gebed antwoord nie. Een ding weet ek, die Here is by my, en dis 'n wonderlike wete. En die tweede ding wat belangrik is in God se karakter wat ek moet vertrou, is nie net dat hy my nie in die steek kan laat nie, is dat hy nooit verander nie. Ek het eendag saam met 'n pastoor gewerk, ek weet nie of julle al saam met sulke mense gewerk het nie. Ek het nooit geweet hoe gaan ek hom kry nie. Maandag is hy vriendelik. Dinsdag is hy kwaad vir almal. Woensdag wil hy opvreet van liefde. Donderdag wil hy met niemand praat as hy kantoor doen. Jy het nooit geweet hoe kry hierdie ou nie. Hy was die mees wispelturige man wat ek in my lewe ontmoet het. Hy was op en af. Sy hormone of emosies het baas met hom gespeel, né? Maar God is nie so nie. As hy sê hy's goed, hy's liefdevol, hy's versorgend en hy's getrou, verander hy nooit nie. Kyk wat sê Maleagi 3 vers 6, ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie ten gronde gegaan nie. Kyk wat sê Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Kan ons amen sê? Hy verander nooit nie, hy's konstant. Ek weet net, ek kan sy karakter vertrou. Hy sê hy's goed, hy sê hy's getrou, hy sê hy's versorgend, en dis hoe ek na hom kyk. En God se bedoeling met jou is goed, dis die derde ding van God se karakter. God bedoel dit nooit sleg met jou nie. Nooit, al gebeur watter omstandighede in jou lewe, God bedoel dit nooit sleg met jou nie. Jy's sy kind, jy's sy skepping, hy's so lief vir jou, hy gee so vir jou om. Partykeer gebeur goed, en dan begin jy twyfel in God se bedoeling, en jy dink, bedoel die Here dit goed met my? Kyk wat sê Jeremia 29 vers 11, Pastor Franco se gunsteling vers. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Maar sien julle, dis die A-gedeelte.
Dis nie die A gedeelte, die B gedeelte vers 12 sê, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Dis nie net genoeg om te weet dat God se bedoeling met jou is goed nie. Dis net die een kant. Die ander kant wat enorm belangrik in hierdie saak is ek moet die Here soek en ek moet sy beloftes my eie maak. Ek moet bid. Al is God se plan met my hoe goed, moet ek in verhouding met hom lewe en ek moet 'n gebedsverhouding met die Here hê. Die Here is barmhartig, weet julle. Baie mense sal sê, ja, maar die Here straf my. So omdat ek so baie goed in my jong mens daar gedoen het of omdat ek daai tyd dit gedoen het of dat gedoen het, daarom gaan alles nou so verkeerd. Kyk wat sê Psalm 103 vers 10. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie en vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Die Here is genadig. Hanteer hy ons streng? Ja. Tig hy ons? Ja. Maar handel hy met ons soos ons verdien? Nooit nie. Nooit nie. Hy handel altyd met jou en my in sy genade. En daarom moet ek weet, as dinge in my lewe skeef is, dalk het ek 'n oop deur gemaak vir die duiwel, dalk was ek ongehoorsaam, maar hy sal nooit met my werk volgens dit wat ek verdien nie. Hy sal altyd met genadige hande met my werk. Kan ons halleluja sê? Hy hou sy beloftes, dis deel van sy karakter. Julle, ek weet nie van julle, maar baie ons het al beloftes in jou lewe gemaak en dit gebreek, is dit nie so nie? Het jy al beloftes gemaak wat jy gebreek het? Sleg om 'n belofte te breek of om te ervaar as iemand 'n belofte aan jou breek. Dis baie sleg. Dis 'n ongelooflike slegte ervaring. Maar God breek nooit sy beloftes nie. As hy gesê het hy gaan 'n ding doen, gaan hy dit doen. Daarom sê Numeri 23 vers 19, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of dit spreek en dit nie uitvoer nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen. En dis belangrik, dat wanneer ek die Bybel lees, en 'n belofte spring na my toe, dat die Here bijvoorbeeld vir jou sê, soos in Filippense 4 vers 18 en 19, en my God sal in elke behoefte van julle oorvloediglik voorsien. En jy besef net, ek gaan nou deur 'n moeilike tyd, maar ek kry die belofte in die woord, en dit is 'n lewende belofte. Het jy ook al Bybel gelees, dan spring 'n vers letterlik na jou toe. Dis die Heilige Gees wat daai vers vir jou lewend maak. Dis 'n belofte van God, wat sê, kyk na hierdie vers, dis my belofte aan jou. Dan moet jy daai vers onderstreep, jy moet hom ergens neerskryf, plak hom teen die yskas, doen iets met hom. Maar daai vers moet in jou hart lewe. Of die Heilige Gees gaan iets in jou hart wakker maak. Ek gaan iets groot vir jou doen, my kind. Ek gaan vir jou die uitkoms gee. En daai belofte wat jy in jou gees ervaar van die Here gaan uitkoms gee, maak jy jou eie. En jy bid daaroor en jy hou die Here vas, want jy weet, hy is getrou. Kan ons halleluja sê, hy hou sy beloftes. Ons kan die karakter van God vertrou, al wys ons omstandighede nog nie dat die antwoord gekom het nie. Al ervaar ek hom nie my omstandighede nie. Ons vertrou die karakter van ons groote God. Dan bou ons ook in die derde plek, nie op wat ons voel nie, maar wat ons glo. Dit sluit aan by wat hierbo is. Julle emosies is 'n snaakse ding. Wanneer mens in 'n plek is, jy voel God nie en dinge werk nie uit nie, dan hardloop jou emosies met jou weg. Nou ek weet nie van julle nie, maar as my emosies die lokomotief van my trein is, my lewenstrein is ek orals, né? Want emosies is verskriklik onvoorspelbaar. Emosies is eintlik iets waarop jy nie kan staatmaak nie. Want as emosies die lokomotief van jou lewenstrein is, gaan jy altyd op en af en jy gaan in berge en in dale in. Maar ek en jy bou nie op ons emosies nie, ons bou op ons geloof. Nou die dag praat ek in Theodor, en hy vra, hy sê, vind jy dit ook baie keer, dat as jy bid, is daar nie so baie emosie betrokke nie? Sê, baie keer. Want nou hoef nie elke keer hier oorweldigende emosie te wees, as ek aanbid of Bybel lees nie. Want ek was ook op 'n plek in my lewe, dat as ek nie die oorweldigende emosies ervaar nie, dan is God nou nie daar nie. Luister, ons wandel nie met emosies, ons wandel met geloof. En in geloof, kan ons halleluja sê. Die emosies kom en is daar baie keer meer en baie keer minder, maar ons tree nie op in ons emosies nie. Want as ek in my emosies moet optree, of kom ons sê eerder is dan die alta, my vrou in emosies opgetree het ek dalk 'n paar blou oë gehad vandag. Maar jy tree op in geloof, jy tree op in die wete dat God daar vir jou is, al voel ek dit nie,
Al voel ek dit nie, dan weet ek, die Here gaan my nie in die steek laat nie. Daarom, al voel ek dit nie, praat ek geloofstaal en sê, die Here gaan vir my deurkom. Die Here gaan vir my uitkoms gee. Amen. Ons praat nie ons negatiewe emosies nie. Julle emosies is 'n slegte lokomotief. Geloof in God en in sy woord is 'n beter lokomotief vir jou lewe. En ons moet pas op wanneer ons in tye kom, wanneer God vervul en dinge nie uitwerk nie, dan hardloop ons mond gewoonlik met ons weg en ons sê 'n klomp goed en ons sê dwaase dinge. Kyk wat het Job in Job 7 vers 7 gesê. Bedink tog dat my lewe wind is, sê hy. My oog sal die voorspoed nie weer sien nie. Job sê nooit weer gaan dit met my goed gaan nie. Dit is verby. Tickets. Die goeie tye het gekom en gegaan, nou gaan dit altyd sleg met my gaan. Sê Job, hoe het die boek Job geëindig? Die Bybel sê die Here het vir hom 2 keer soveel teruggegee as waarmee hy begin het. Maar Job het baie negatiewe goed gesê. Hy het nie gesondig nie, maar hy het negatiewe goed gesê. Maar God verander sy omstandighede dubbeld. En dis wat ek en jy moet glo. God kan ook my omstandighede dubbeld maak. Julle en ek en jy moet aanhou God loof. Al voel ek dit of nie. Baie keer sê ons, ek voel nie lus om die Here te prys nie. Gevoel het niks daarmee te doen nie. Halleluja. Gevoel is die byproduk en die bonus van alles. Maar ek loof die Here omdat hy God is en omdat hy goed is en omdat hy getrou is. Onthou julle Habakuk 3 vers 17 tot 19. Dis nou weer Pastor Jacques se vers hierdie. Al sou die vye boom nie bot nie. Daar geen druiwe wees nie. En hy sê die olyfoes misluk en daar's geen klein vee nie. Dan sê vers 18: Nogtans, al voel ek niks nie, al sien ek niks nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Ek sal juig in God, my redder. Ons het nou net die liedjie Shout to the Lord gesing. Ken julle die geskiedenis van daai liedjie? In 1993 toe's ek 3 jaar 'n pastoor. 4 jaar 'n geordende pastoor. 3 jaar 'n pastoor daar in Klerksdorp gemeente. En hierdie liedjie kom uit. Darlene Check woon in Australië en sy en haar man kry finansiëel bitter swaar. Kinders om groot te maak en hulle maak dit skaars. En sy lees Psalm 96. En sy gaan na haar kamer toe en sy skryf daai liedjie in 20 minute skryf sy daai liedjie. Shout to the Lord all the earth. En sy begin hierdie uitroep van God sing in haar slegte omstandighede, terwyl sy God se hand nie sien nie, terwyl sy God se deurbraak nie ervaar nie, skryf sy, shout to the Lord. En sy is so skaam oor hierdie ou liedjie wat sy geskryf het, en sy nooi mense om te kom beoordeel of dit 'n goeie liedjie is, die ouens wat nou soos music producers is. Toe hulle na haar liedjie kom luister, het sy gesê, sy sal speel op die klapvier en sy sal sing, maar hulle mag nie vir haar kyk nie, hulle moet aan die muur toe kyk. En in hierdie liedjie word weekliks gesing, sê hulle. Tussen 20 en 30 miljoen mense sing daai liedjie elke week. Ek onthou hierdie liedjie het my baie moeilikheid gemaak, want ek was 'n jong pastoor en die gemeente waar ons was daar baie ou mense gewees. En ons wil toe van hierdie nuwe musiek, onthou dis nou al 'n ou liedjie hier, maar daai tyd was dit 'n nuwe liedjie vir ons. En ons wil hierdie nuwe liedjie in die kerk inbring. Julle, die ou ooms het met ons jong pastore geraas oor Shout to the Lord. En uiteindelik het dit net deel van my en Alta se geestelike liedere skat geword. Ek en sy kan die liedjie nie ophou luister nie, want dit was deel van ons geestelike vorming. En gaan luister daai liedjie weer vanaand as jy by die huis is. Sit hom hard. Lees Psalm 96 as jy die Here ver voel en hy's nie by jou nie, maar hou aan die Here loof in daai tyd, of jy nou lus voel of nie, doen dit. Jy weet, hou aan om die regte ding te doen ook om die tyd, in daai tyd. Hou aan om die regte dinge te doen. Die Bybel sê vir ons in Galasiërs 6 vers 8 tot 10, hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Hy sê, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel, sê vers 9. If you keep on doing the right things will start to happen. Hou aan die regte ding doen, dit maak nie saak wat ek voel nie. So, hou aan, maar in daai tyd, al voel jy nie, al sien jy nie God se hand nie, dan nog 'n ding wat ons moet doen is, herinner jou aan wat God in die verlede vir jou gedoen het. Dink 'n bietjie terug. Ja, die Here het dit vir my gedoen, ek onthou dit. Ek onthou die Here dit vir my pa gedoen. Hy het dit vir daai broer in die gemeente, daai sussie in die gemeente gedoen. Lees Bybelverhale, maar herinner jou aan wat God in die verlede gedoen het. En weet ook, hy is die God wat nie verander nie, en hy kan dit steeds vandag doen. Kan ons halleluja sê?
Psalm 103 vers 2 sê, ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. En dan nog 'n ding wat ons moet doen is ons moet ons hart eerlik met God uitpraat. In daai omstandighede help dit nie ek sit daar met 'n masker nie. Ek moet vir die Here sê, Here, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Ek het U lief, ek weet U is goed, maar Here, ek verstaan nie. U voel ver en ek sien nie U hand nie, maar Here, ek praat my hart met U uit. U is my Pa, ek sit op U skoot, Here, en ek praat met U. Dis is Psalm 22 vers 2 wat Dawid sê, my God, waarom het U my verlaat? En bly U ver? As ek om hulp roep, kan jy dink ouens ervaar dit goed, ons ervaar dit ook, maar in hierdie ding hou hulle nie op met God praat nie. Sien julle dit? Hulle hou nie op om met God te praat nie. Hulle voel dit, maar hulle hou aan met God praat. Hulle verwoord hulle emosies, hulle gedagtegang by die Here. Hulle het hartsgesprekke, geen maskers nie. Sê Here, dis hoe ek voel, Here. Weet jy, en ek dink hierdie eerlike oop gesprek is vir God so lekker. Ons moet ook oppas om nie verbitter te raak in hierdie tye teen die Here en teen mense as God ver voel en dinge werk nie uit in ons lewe nie. Kyk wat sê Job, hiervan Job 1 vers 20. En daar staan in Job het op die grond gaan lê en hy het 'n klomp goed gesê en hy sê die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Dan sê vers 22, onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. So in daai tyd, al praat hy met die Here openlik, al sê vir die Here, u voel ver. Here, voel ek nooit weer voorspoed gaan sien nie. Het hy nie een keer teen die Here gesondig nie. En weet julle iets wat ek net wil bysit vanaand, wanneer ek in sulke tye gaan, is dit lekker om partykeer net na iemand toe te gaan en ondersteuning te soek en te sê, bid saam met my, ek voel nie, ek is nie op 'n lekker plek nie. Ek voel so 'n bietjie daar. God voel ver, dinge werk nie uit nie, ek voel, maak nie sin nie. Ek hoop jy het so 'n geestelike vriend. Ek hoop jy het iemand na wie toe jy kan gaan. Hulle sê, as jy 3 diep Christelike vriende het, is jy skatryk, want min mense 3 diep Christelike vriende. Maar werk daaraan, dat jy iemand in jou lewe kan hê, na wie toe jy kan gaan, en kan sê, bid net saam met my, ek voel so af, ek bid saam met my. Kyk wat sê, onthou julle wat staan daar in Prediker 4 vers 9 en 10, 2 vaar beter as 1. As die een val, kan die ander hom ophelp, maar wie die een wat val, sonder dat daar iemand is wat hom optel. En dis baie belangrik om iemand te hê om jou op te tel. Partykeer net staande te hou, julle, partykeer gooi die lewe vir jou 'n curveball. En dan het jy iemand wat net nodig is, dan het jy net iemand nodig om by jou te staan. En dan, onthou in daai omstandighede, ek moet nie net hulp soek nie, maar ek moet 'n oplettende boetie en sussie wees in die kerk. Partykeer jy ken mos mense, jy kom elke Sondag lagende na die kerk toe en een Sondag tel jy hom op. Sy oë hang. Hy's net flou. En dan die tweede Sondag kom hy kerk en hy's nog steeds flou. As die Here iemand op jou hart lê, moet jy 'n goeie boetie en sussie vir iemand wees. As hulle dan deur 'n tyd gaan wat God ver van hulle voel en hulle is nie in oorwinning nie, tel hulle op en help hulle om 'n staande Christen te wees. En dan wil ek afsluit vanaand. In tye wanneer God ver voel, is dit belangrik dat ek en jy steeds die Here sal vra en sê, Here, U voel ver, dinge werk nie uit nie, maar ek het 'n aanraking van die Heilige Gees nodig. Amen. 'n Aanraking van die Heilige Gees verander baie dinge in jou lewe. Ek wil vir julle een Psalm, net een versie lees, dis die laaste versie vir die aand. Is in Psalm 63 vers 2. Dawid is in 'n woestyn, hy vlug vir Saul. Sy hele lewe is chaos, né? En dan hoor wat bid hy. Hy sê, o God, U is my God. Hy sê, U soek ek. Hy sê, my siel dors na U. My vlees smag na U in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. Hy's in 'n woestyn, hy vlug, dinge werk nie vir hom uit nie. Hy's 'n vlugteling, maar hy sê, my siel dors na U, o God. En ek en jy moet sulke oomblik hê dat die Here net by my en jou kom stil staan in daai tye. Julle, wanneer die Heilige Gees so vaardig oor jou raak, dan raak jy weer so bewus van God se nabyheid, dat hy by jou is. En mag vanaand ook 'n aand wees, dat jy net opnuut bewus raak van die Here se teenwoordigheid, en dat hy jou nie in die steek gelaat het nie, dat hy by jou is, en dat hy vir jou deure gaan oopmaak, dat sy goeie plan in jou lewe na vore gaan breek, en al sien jy nou sy hand nie, kan jy sy karakter en sy hart vertrou teenoor jou. Kan jy halleluja in hierdie kerk sê vanaand. Kom ons gee die Here lofoffer en ons prys hom. Hy's 'n wonderlike God en is lekker om die Here te dien. Lekker om die Here te dien. Halleluja. My eie pa was so 'n voorbeeld vir my gewees en daarmee sluit ek af. My pa was 'n baie sieklike man
Hy het die Here so vertrou vir sy genesing. My pa het nooit sy genesing ontvang nie. En toe hy so 'n paar jaar terug sterf, het hy steeds as 'n siek man gesterf. Maar ek onthou dat my pa het 'n besluit ergens in sy lewe gemaak toe ons jong kindertjies was. Ek gaan God nie verwyd nie. Ek gaan nie kwaad wees nie. Al sien ek nie sy hand nie, weet ek hy's lief vir my. En weet ek hy's by my en hy gaan die beste in my lewe doen vir my en vir my kinders. En ek onthou Sondag, ten spyte van sy siekte toestand en dat dit met die van Skalkwyk nie altyd die beste gegaan het nie, as gevolg my pa, dat dit het sy werkomstandighede op beïnvloed. Dan sy my pa Sondag in die kerk gestaan het met sy hande so in die lug. Dan as ek 'n klein seentjie in die laerskool. Dan kyk ek so vir my pa met sy hande so in die lug, terwyl die trane so van sy wang afloop. Dan sien ek 'n man wat gesê het, al sien ek nie die Here se hand nie, vertrou ek sy hart en ek weet hy's lief vir my. En die impak vir my pa kon tweeledig gewees het. Hy kon sy rug op die Here gedraai, hy kon en bitter geword het. Daar was so 'n jaar tydperk in sy lewe dat hy bitter geword het. Maar hy het hom bekeer daarvan. Maar hy het daarna besluit hy gaan die Here dien. En vandag is ek en my sussie bevoorreg om die Here voltyds te dien in die Here se kerk. Want my pa het besluit, hy gaan sy hart naby die Here hou. Al sien hy nie sy hand nie. Mag ek en jy dit ook doen vanaand. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor George jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.